Vriende, baie hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Ek het besluit om hierdie opname sommer buite te doen, vroegoggend. Dan sal julle allerlei geluide hoor. Miskien die voëls, dalk mense wat vroegoggend al op pad werk toe is. Maar ek het gekies om vanoggend hier saam met julle bymekaar te kom. Omdat ons verlede week vir mekaar gesê het hoe belangrik dit is dat daar in ons lewe thin places is, soos wat Henry Nouwen sê. Dis plekke waar ons makliker bewus word van die Here se teenwoordigheid. Dun plekke waar ons meer bewus is dat hy elke oomblik van ons lewe by ons is. Ek wil vra dat jy saam met my nou stil word, en dat jy saam met my luister nou na Psalm 131. Ons gaan daarmee begin as fotum, waarin die psalmdigter sê, ons moet ons nie bekommer oor goed wat vir ons te groot is nie, buite ons vermoë is nie, en wat ons nou moet doen is om soos 'n kind te gaan rus vind op haar moeder se skoot. Mag dit jou ervaring wees vanoggend en ook in hierdie week, dat ons tot rus kom by die Here. Ons gaan daarna 'n lied luister van John Michael Talbot, Come to the Quiet, wat hy woorde en melodie voeg by Psalm 131. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, oor dinge wat bo my vermoë is nie. Ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het. So het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here Israel, nou en vir altyd. Amen. Vriende, genade, barmhartigheid en vrede word vanmôre aan elkeen van julle geskenk. Dit kom van God onse Vader, van die Here Jesus Christus wat gesê het, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. En dit kom van die Heilige Gees, wat nou hier by ons teenwoordig is en in ons werk. Amen. Vriende, ons skriflesing vanoggend kom uit Psalm 62, maar ek wil vra dat ons nou as gebed eers luister na die lied van John Michael Talbot, Come to the Quiet. Kom ons sit net so, en ons gebruik die woorde van hierdie lied om ons gereed te maak om die Here te ontmoet. Luister hoe hy ons nooi na stil plekke toe. Hy sê where your soul, waar jou siel tot rus kan kom. Selfs wat Psalm 62 hierna gaan sê. Kom ons luister so bidend nou na hierdie lied. My heart is not proud, nor are my eyes fixed on things beyond me. In the quiet, I have stilled my soul like a child at rest on its mother's knee. I have stilled my soul with hidden ear.
not set your eyes on things far beyond you. Just come to the quiet. Come and still your soul like a child at rest on its daddy's knee. Come and still your soul completely. Vriende, kom ons lees nou saam uit Psalm 62. Ek wil julle maar daarop let dat sommige van die vertalings het 13 en ander het 14 verse. Party begin by vers 1 al en ander by vers 2 en dit het te maak met die grondteks en hoe jy die vertaling van daar af doen. Ons lees nou uit die huidige vertaling, nog nie uit die nuwe een nie. Psalm 62, 'n psalm van Dawid vir die koorleier, 'n belydenis. Net by God vind ek rus, van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. Hoe lank wil julle almal nog beskuldigings bly slinger en my probeer doodmaak? 'n man wat reeds is soos 'n muur wat wil omval, 'n klipmuur wat omgestoot word. Hulle probeer my uitwerk. Hulle skep behae in leuns. Met die mond seën hulle, maar in die hart vervloek hulle. Selah. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Vertrou altyd op hom, my volk. Stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Selah. Mense is verganklik. Mense is niks. Op 'n skaal wys hulle geen gewig nie. Saam is hulle minder as niks. Moenie op geweld vertrou nie. Roof sal jou niks in die sak bring nie. As jou rykdom toeneem, moenie dat dit jou te na aan die hart lê nie. Dan lees ek uit die nuwe vertaling uit die laaste vers, omdat dit vir my 'n baie beter vertaling is, die 2020 vertaling. Se laaste vers lui so: Een saak het God bevestig, 2 wat ek gehoor het. Krag is by God alleen. By U, my Heer, is daar troue liefde, want U self beloon 'n mens volgens sy dade. Ons lees tot sover, dis die Here se woord. Een van ons huisdokters hier op Woester, Dr. Japie Leroux, vertel hoe hy ontkant betrap is deur 'n ou bejaarde oom wat deur sy dogter ingebring is vir 'n konsultasie. Nog voordat hy soos gebruiklik vir die oom kon vra waarvoor hy nou daar is, wat sy probleem is, toe vra die oom vir hom: Dokter, sê my, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit regtig met jou? En Dr. Japie sê, daar sit hy toe met 'n mond vol tande.
Hy is so gewoond om by ander mense te hoor hoe dit met hulle gaan, dat hy onverhoeds betrap is deur die oom se opregte belangstelling en deur die oom se vraag, hoe gaan dit regtig met jou? Nou vriende, ek wil vanoggend ook hier begin. Ek wil vra, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit regtig met jou? En ek vra hierdie vraag, want waar ek op die oomblik met mense in gesprek is, hoor ek telkens as ek die vraag vra, van hulle angs en van hulle onsekerheid oor die toekoms, van hulle benoudheid, van hulle verskriklike kommer. Ons is amper soos mense wat midde in hierdie COVID-19 pandemie gaan swem het in 'n onrustige, onstuimige see en nou deur die een na die ander brander platgeslaan word. Jy's net weer op jou voete, dan slaan die volgende brander jou om. Een van die besigheidsmanne hier by my wat sy werk verloor het, sê vir my, Dominee, dis asof ons op die oomblik in 'n nagmerrie is, met die een groot verskil, jy word nie wakker uit die nagmerrie uit nie. Vriende, daarom hoor ek by al hoe meer mense, dat daar by hulle gebrek is aan lewensvreugde. Hoor ek by al hoe meer mense die onderliggende tekens eintlik van depressie. En in my gesprekke met 'n klomp sielkundiges word dit bevestig as hulle sê, op die oomblik is mense, ook tieners en jong mense, onder geweldige druk. En is dit baie belangrik dat ons nou aandag gee aan ons geestelike gesondheid. Dat ons nou aandag gee aan mekaar se geestelike gesondheid. En vriende, daarom is ons so bevoorreg vanoggend om Psalm 62 te kon lees. Want Psalm 62 wil ons help. Psalm 62 wil ons voorstel aan 'n alternatiewe manier van leef, midde in die realiteit en midde in die chaos wat ons op die oomblik ervaar. Ek sien 3 dinge in hierdie Psalm raak wat ek vanoggend met julle wil deel. Die eerste ding wat vir my opgeval het, is dat Dawid die Psalm begin met 'n geloofsbelydenis. Net by God vind ek rus. Pragtig. Toe gaan daar iets in hierdie vertaling verlore, wat mense in ander vertalings, veral die Engelse vertalings, beter hoor. Byvoorbeeld die NIV sê, Truly, my soul finds rest in God. My siel vind rus. Die Messies vertaling sê dit vir my pragtig. God alone is a breathing room for my soul. Pragtig. Dis vir my opmerklik dat Dawid hierdie Psalm nie begin by al sy onsekerheid en angs en twyfel en die moeilikheid wat hy het met mense rondom hom wat self sy lewe wil beëindig nie. Nee, hy begin op 'n ander plek. Hy begin deur te rus by die Here. Hy begin deur in stilte sy siel toe te laat om asem te haal. En dit het my laat dink aan een van die bankies daar op die pad teen die see af by Sandbaai, waarop iemand 'n bordjie aangebring het, waarop net staan, Rest in the Lord. Rest in the Lord. Vriende, die realiteit is, en dit word pragtig verwoord deur die Nederlandse teoloog Oepke Noordmans, dat 'n mens jou hele lewe lank lei tussen 2 pole. Hy praat van eina en amen. Tussen chaos en seer en ontwrigting en pyn en lyding, maar aan die ander kant ook die realiteit van die amen, die realiteit van God en sy wonderlike beloftes dat ons net by hom rus kan vind. Net by hom. Die Here Jesus weet dit, as hy in Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is,
en ek sal julle rus gee. Die Here Jesus weet dat ons lei ons lewe midde in kommer, in benoudheid, in swaarkry, dat ons oorlaai is. Maar hy weet ook dat daar by hom rus is, ware rus is. Ek dink dis Dawid se geheim. Hy begin in stilte. Die NSRV vertaling sê, "For God alone my soul waits in silence." Die geheim vir 'n tyd soos hierdie is om plekke te vind waar ons siel in stilte op die Here en op die Here alleen kan wag. En ek dink dis die wonderlike uitnodiging wat ons vanoggend ontvang in Psalm 62. Maar terselfdertyd is dit ook ons heel grootste uitdaging op die oomblik, om stil te word, om tot rus te kom by die Here, om in sy teenwoordigheid net te wees en te ontdek, hier is nou breathing room, breathing space for my soul. Want sien, ons is mense van ons tyd. En mense van ons tyd, westerlinge van die 20ste, 21ste eeu, is verslaaf aan besig wees. Ons kan nie stop nie. Ons is bang vir stilte. Maar vriende, dis nou ook ons grootste vyand. Ons het in so 'n tyd ander vaardighede nodig. Ons het eintlik eeueoue geloofsgewoontes nou nodig. En dis die geloofsgewoonte om te stop, om stil te word by die Here, om rus te vind in sy teenwoordigheid. Henry Nouwen, die bekende Nederlandse predikant, teoloog en ook bekende skrywer, vertel 'n pragtige storie van hoe hy by geleentheid besoek afgelê het by Moeder Teresa, en toe hy nou kans kry om met haar te praat, sê hy, toe vertel hy vir haar van al sy probleme, van al sy onsekerhede, van al sy sorge, van al die goed waarmee hy sukkel. En na hy vir 'n volle uur lank uitgepak het, toe draai Moeder Teresa na hom toe en sy sê vir hom, Henry, spend 1 hour a day in silence with the Lord, and you will be fine. Spend 1 hour a day in silence with the Lord, and you will be fine. Hy sê het aanvanklik gedink sy is verskriklik onsensitief, en dat sy nie regtig goed geluister het na dit wat hy vir haar gesê het nie. Maar na ruk het hy besef dat sy presies geweet het wat hy eintlik nodig het. Daarom dink ek wil Psalm 62 ons innooi om net in stilte by die Here te wees. Ons siele, vriende, het rus nodig. In tye van nood soos hierdie, meer wil ek amper sê as op enige ander tyd. En dit is my vraag vanoggend aan jou. Waar vind jou siel op die oomblik rus? Het jy plekke waar jy ervaar, hier is nou breathing room, breathing space for my soul. Vriende, maar ek sien 'n tweede ding raak in Psalm 62. En dit is dat Dawid absoluut eerlik en openlik praat oor sy seer en oor sy vrae en oor sy onrus. Vers 9 staan daar, stort julle harte uit voor die Here. In die Grieks het die woord die betekenis van 'n vloeistof wat jy uitgiet of uitgooi, maar jou niks teruggee. En dit sien ons so aangrypend by Dawid. In vers 3 tot 4 stort hy sy hart voor die Here uit. Hy hou absoluut niks terug nie. Rou en eerlik beskryf hy alles wat hy op die oomblik beleef. Sê hy selfs vir die Here, dis vir hom so erg dat hy soos 'n klipmuur is wat besig is om te val. En as iemand nou nog net een ding doen, as net nog een ding gebeur,
dan stort hy in duie. Vriende, ek wil hê julle moet 'n baie belangrike ding vanoggend raak sien, en dit is dat om in stilte by God tot rus te kom, nie beteken dat 'n mens passief agteroor sit en dat jy nou maar net alles gelate aanvaar nie. Inteendeel, die Psalm wil ons herinner dat in stilte, wanneer jou siel tot rus kom, kry 'n mens geleentheid om jou diepste emosies en vrae en vrese te verwoord. Kan jy woorde sit by die goed wat jou op die oomblik so ontwrig en wat vir jou laat voel asof net een ding nog jou nou in duie gaan laat stort? Calvin het al gesê, vriende, dat gelowiges is nie van yster gemaak nie. Ons breek maklik. Paulus sluit hierby aan as hy sê, ons is maar kleipotte wat maklik breek. En ek dink wat ons in hierdie Psalm hoor, waarmee die Psalm ons help, is dat gelowiges in 'n tyd soos hierdie nie ons diepste emosies en seer en vrae en twyfel en angs moet probeer ontken en maak asof dit nie bestaan nie. Nee, ons moet hierdie uitnodiging ernstig neem in Psalm 62 wat sê, wanneer jy by die Here tot rus kom, moet niks terughou nie. Ons het 'n adres aan wie ons in stilte al hierdie vrae en vrese en kommer kan rig. 'n Ding wat my opval, vriende, is dat Dawid na hy al sy vrae en vrese so verwoord het in vers 3 en 4, onmiddellik dan weer die geloofsbelydenis herhaal, net by God vind ek rus. Onthou, dis 'n lied gewees hierdie wat destyds gesing is. Dis gesing binne die geloofsgemeenskap. En dit was 'n manier gewees om mekaar te herinner, waaroor gaan dit eintlik? Wat is die diepste geheim van die lewe? Dat ons by God en God alleen rus vind. Daarom sê julle sien is daar op 2 plekke ook die Hebreëse woord Selah. Ons weet nie lekker hoe om dit te vertaal nie. Ons weet dit was 'n musiekterm gewees, en dit was 'n manier gewees om te sê, stop nou. Haal julle hande van die instrumente af. Dalk vir die koor sing 'n klein bietjie sagter of hou op sing. Dis 'n manier om vir ons vandag te sê, stop. Haal asem. Midde in die storm. Dink na oor die diepste geheim van die lewe. En dit is dat ons by God en by God alleen rus vind. Vriende, die derde ding wat ek raak sien in Psalm 62, en daarmee sluit ons nou af, is dat Dawid ons wil herinner dat ons in stormagtige tye ons anker op die regte plek moet uitgooi. Vers 12 en vers 13 sê hy, ons krag is by God alleen. Die Message-vertaling sê pragtig, strength comes straight from God. God alleen het mag. Vers 8, God is my redding en my krag. Hy is my rots, hy is my sterkte. God is vir my 'n toevlug. Vriende, dit is die vraag waarmee ons eintlik wil afsluit vanoggend, en dit is, waar vind jy jou krag op die oomblik? Waar gooi jy op die oomblik anker uit? Wie en wat is jou bron van krag? Want Psalm 62 waarsku ons dat 'n mens jou krag ook op die verkeerde plekke gaan soek. Byvoorbeeld in vers 10 noem hy 3 verkeerde plekke. Dis 'n preek heeltemal op sy eie, maar ek noem dit net. Hy sê in die eerste plek, moenie op mense vertrou nie. Mense is verganklik. Hy sê mense, as jy hulle op 'n skaal gaan weeg soveel soos 'n mens se asem, niks nie. Hy sê ons gaan ontnigter word as ons in sulke tye by mense raad en vastigheid soek. Tweede ding wat hy sê in vers 10 is, ons moenie staat maak op ons eie krag en op ons eie slim plannetjies nie. En hier verwys hy veral na afpersing en hy verwys na steel
maar eintlik maniere sê waarop ons self dan uit die moeilikheid uit probeer kom. Dis ydelle hoop, staan hier in die Hebreëus. En die derde ding, interessante ding, waarin ons nie nou ons krag moet gaan soek en waarin ons nie nou ons anker moet uitgooi nie, is in ons rykdom. Hy sê, as rykdom toeneem, moenie julle hart daarop sit nie. Vriende, ek vra jou weer, waar soek jy tans jou krag? Is dit by mense? Is dit in jou eie slim planne en eie wysheid? Is dit in jou materiële dinge, jou rykdom, die besittings wat jy bymekaar gemaak het? Psalm 62 sê ons gaan ontnigter word as ons dit doen. En ek dink ons sien iets daarvan reeds in hierdie tye. Maar vriende, teenoor hierdie nietige mense wat niks weeg nie, wat net 'n asemteug is, kom Dawid nou en stel hy ons voor aan God. En luister hoe die woorde wat hy van God gebruik, aan God gravitas gee, gewig gee. Hy sê God is 'n rots. God is 'n veilige vesting. Hy sê God kan nie wankel nie. Met ander woorde, by hom en by hom alleen kan ons anker gooi in sulke tye. Die Message vertaling is vir my ongelooflik mooi. My help and my glory are in God. Granite strength and safe harbor God. So trust him absolutely. People, lay your lives on the line for him. God is a safe place to be. Pragtig. God is granietsterkte. Hy's 'n veilige hawe. Vertrou hom volkome. En let wel, vriende, dat hierdie granietsterkte van God, hierdie krag van God, op 'n baie vreemde manier tot openbaring kom. En dis hoekom ek die laaste vers gelees het uit die Nuwe Afrikaanse vertaling. Dit vertaal die Hebreëus baie beter as die ou vertaling. Die krag van die Here in so 'n tyd kom na vore in sy gesed, is die Hebreëse woord wat hier gebruik word. In sy troue liefde. Vriende, ons het begin deur te vra hoe dit met jou gaan in hierdie stormagtige tye. En ek wil nou afsluit deur jou te herinner dat Psalm 62 ons voorstel aan 'n alternatiewe manier van lewe. 'n Manier van lewe wat dit vir ons moontlik maak om soos die psalmdigter te sê, I will not be shaken. Ek sal nie wankel nie. Maar vriende, dan moet ons die geheim ontdek van 'n lewe waarin ons net by God ons rus vind. Dan moet ons gaan soek na tye en na plekke waar ons in die Here se teenwoordigheid in hierdie tyd, midde in die storm, kan stil word en ontdek, hier kan ek my diepste emosies woorde gee. Hier is daar breathing room for my soul. Meer nog, hier ontdek ek dat by die Here alleen is daar krag. Die soort krag wat my met sy troue liefde omarm en vashou. En dis genoeg. Amen. Ek wil graag vir julle 'n gebed doen. Dis 'n ou gebed, Ierse gebed, en dit klink so. Christus, o Christus, wees vanmôre tot vanaand met my en in my. Christus, wees agter my en voor my. Christus, wees langs my en rondom my. Christus, troos en versterk my. Christus, wees bo en onder my
Christus, wees met my in die uur van stilte en in die storm. Amen. Holy in God is my soul at rest. In Him comes my salvation. He only is my rock, my strength, and my salvation. My stronghold, my Savior, I shall not be afraid at all. My stronghold, my Savior, I shall not be moved. Only in God is found safety when the enemy pursues me. Only in God is found glory when I am found meek and found lowly. My stronghold, my Savior, I shall not be afraid at all. My stronghold, my Savior, I shall not be moved. Only in God is my soul